om U vrylik te kan aanbid nie. Here, U naam groot te maak en te kan verheerlik en Here onsself oop te maak in daardie proses om dit te doen deur om te kan ontvang van U af. Vader, dankie. Dankie vir die woord wat vanoggend gedeel gaan word. En Vader, dankie dat U Gees deel is daarvan. En dat ons wat dit ontvang, Vader, dat ons dit reg sal ontvang. En Vader, dankie vir U guns oor dit, U liefde daaroor. En ons loof U daarvoor in Jesus naam. En ons sê amen. Ons sê amen. Hoe het ons geleer? Hoe het ons geleer? Great, yes, like. Julle ouers sien nie uit na die kinderkerk om weer te begin nie. Great, maar dit is lekker vir my om vanoggend weer die woord te kan bedien. Ek is baie opgewonde vir dit wat die Here op my hart gelê het die afgelope tyd. Ek het dat laas naweek het ons gaan bedien daar in Rustenburg. En ek moet sê dit was 'n awesome tyd. Dit was regtig so geseënd. Ek dink wat my die mees op my senuwees gehad het, was dit om vir 40 minute lank Engels te praat. So ek het gedink ons gaan iewers uit airtime hardloop, maar gelukkig het ons by 'n garage gestop, genoeg opgetop. So dit het goed gegaan en die terugvoering was awesome. So ons is regtig dankbaar vir die Here en vir die voorreg wat ons het om dit te kan doen. Iets wat ek net die laaste tyd agtergekom het, nou dat ou in Engels bedien het en in Afrikaans bedien. Ek weet nie, dit voel net, die Engels is net lekker. Ek dink 'n ou kan hom mooi jouself uitdruk in Engels. Daar's mooier woorde daarvoor as wat daar is in Afrikaans. Partykeer kan ek hom nie 100% pronounce nie, maar die ontvanger verstaan wat 'n ou sê. En ek dink dit maak dit awesome. Maar soos ek sê, ek is excited vanoggend oor die nuus of die woord wat ek het om te deel. Die afgelope kwartaal, die begin van die derde kwartaal, die Here een keer vir my 'n woord gegee in een oggend wat ons bedien het of gebid het een woensdagoggend. En die woord wat die Here vir my gegee het was pray and worship. Hoor nou mooi klink dit nou. Pray and worship, bid en aanbidding. Pray and worship klink so mooi. Bid en aanbidding. Bid. Maar in elk geval, dit is die woord wat die Here vir my gegee het en van daardie oggend af is dit asof daar net 'n stirring in my gees is oor hierdie woorde pray and worship. En ek het op die ouens vandag het hierdie ding net begin groei in my en dit is vanoggend die woord wat ek met julle wil deel. Is bid en aanbidding, pray and worship. En ek glo met my hele hart dat julle dit ook so sal verstaan, soos wat ek dit verstaan. En dat dit vir julle ook so 'n openbaring is, soos wat dit vir my was, die afgelope tyd. Ek wil graag hê ons moet saam lees in Handelinge 16 vers 22, terwyl julle selfone kry tot op daai plek, of julle Bybels en hulle die woord soek. Moet ek een ding sê, ek gaan nou nie veel beweeg vanoggend nie, ek gaan maar stil staan. Ons het gister my seun se doekebraai gehad. Normaalweg braai die ouens mos in 'n kuier. Maar as jy by daai klomp se vriende kom, dit is net sport. Dit is altyd oor baie sport. So ons het nie 'n doekebraai gehad nie, ons het 'n doekepaddle gehad. Nou moet julle self indink. Ek paddle op my baan. 3 games gespeel. 3. Lekker wind gehad van die baan afgeloop, tjaf, maar gisterand te voel ek het. En vanoggend nog meer. En nou nog die meeste. So, dis die trappe van vergelyking. Maar ek wil net sê, dit was lekker geweest saam met jong klomp en wat vir my opgewonde maak in my gees, as ons kyk na ons jong mense, is dat hulle ingesteldheid teenoor mekaar is opbouend en woord.
En ek dink dis wat uitgestaan het vir my gister met die funksie wat ons gehad het, is, daar is nie 'n gekeier en gevloek en alles het, dit is, hulle ingesteldheid is teenoor mekaar. En daar was woord bedien en daar is vir mekaar gebid en dit is wat lekker is. So ons gee al die eer aan die Here. Kyk, terwyl ons nou gaan dit ons woord toe, ek wil graag hierdie gedeelte vir julle lees. Handeling 16 vers 22 tot 26. Nou vers 22 sê hulle het baie hou gekry en toe is hulle in die tronk gegooi. Die tronkbewaarder het opdrag gekry om seker te maak dat hulle nie ontsnap nie. In reaksie op hierdie bevel het die tronkbewaarder hulle in die binneste sel gegooi en hulle voete in houtblokke vasgeklem. Nou, daai tyd was daar 3 vlakke van gevangenes of selle gewees. Die eerste vlak is die buiteselle, dis nou jou petty crime ouens, die ouens wat gesteel het en dit petty goed gedoen het. Hulle is in die buiteselle toegesluit. Dan kry jy jou middelsel, dit is die ouens 'n bietjie meer serious misdaad gepleeg het, hulle is in die middelsel. En dan kry jy die binneste sel. Nou die binneste sel is waar die baddies of the baddies of the baddies gebere word. Nou dis so 'n spelonk, soos 'n grot. Dis donker, hulle noem dit 'n dungeon. Dis donker, dis nat, dit stink, dit muf. En in hierdie selle is hulle vasgeklem. Hulle is so houtblok gehad wat hulle voete deurgesit en vasgemaak word en hulle is met kettinge vasgemaak. Nou dis waar Paulus en Silas vasgemaak word saam met ander baddies. En vers 25 sê, teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Met ander woorde, they were busy praying and worshiping. Die ander gevangenes het na hulle geluister, hulle het nie 'n keuse gehad nie. Hulle moes luister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die tronk geskit het. En al die tronkdeure het oopgevlieg, en al die gevangenes se kettinge het losgekom. Amen? Wow. Almal sin, nie net Paulus en Silas nie, almal wat gesit en luister het. Hulle kettinge het ook losgekom. Daar's iets wat ons hier uit kan leer. Dat die inleiding van vanoggend se woord is, ek dink as ons as kerk, ons as gemeente, ons as Christene, onderskat die krag wat daar is in pray and in worship. Ek dink ons onderskat dit baie keer wanneer die twee gekombineer word, wanneer hulle een word. Wanneer gebed en aanbidding met mekaar verbind word. Nou die Engelse woord, dat is weer 'n mooi woord, united. Wanneer pray and worship unite, something happens. Die aarde skud en daar's 'n reaksie uit die hemel uit. En die belangrikste is, daar's 'n shifting wat plaasvind op aarde. Nou dis presies wat gebeur het met Paulus en Silas terwyl hulle in die binneste sel was. Terwyl hulle aanbid het en terwyl hulle gesing het die hemel reageer en die aarde het geskid. Daar was 'n reaksie gewees. En iets wat vir my baie uitgestaan het van hierdie deel van gebed en aanbidding, van prayer and worship, is dat wanneer ons bid, kommunikeer ons met God. Dis ons kommunikasie met God. Maar wanneer ons in worship kom, is ons in gemeenskap met God. Daar's 'n gemeenskap wat plaasvind in worship. Nou terwyl Silas en Paulus in die tronk was, terwyl hulle gebid en aanbidding was, het daar nie net vryheid vir hulle gekom nie, maar vir almal wat saam was. So daar's 'n koöperatiewe anointing wat plaasvind wanneer mense bid en dan aanbidding is. En ek glo dit is belangrik vir ons as gemeente, vir ons as kerk, om te weet wat se belangrike komponente is daai twee wanneer dit saamgevoeg word. Wanneer ons hier voor staan, wanneer die musiekgroepie voor staan en ons kom in aanbidding en ons begin bid,
is dit nie net daar om onsself te geniet nie. Dit is waar hemel en aarde by mekaar kom. Nou gebed en aanbidding sluit die supernatural oop. Dit breek kettinge en dit skuif die atmosfeer. My hart, wat ek die Here glo en vertrou voor, is dan wanneer ons in aanbidding is, wanneer hier gebid word en ons in worship is, dat kettinge sal breek. Mense sal verlos word. Because that is when we invite heaven to earth. Ek het so een keer, 'n paar jaar terug, het ek 'n gebed gedoen oor, 'n preek gedoen oor die krag van gebed. Ek het so groot visstankie gehad. Ek weet nie of van julle nog kan onthou nie. Die krag van gebed. Nou, dit is 'n duidelike illustrasie van hoe kragtig gebed is. Ek het hier die visstankie staan en ek die kleursel gevat. Ek dink dit was blou, ek kan nie onthou nie. Maar ek het 'n voorbeeld gevat van wanneer ons bid, wanneer die gemeentes in hierdie dorp of in die saam bid, kerke saam bid, is dit wat 'n corporate anointing is. Wanneer ek die druppels laat val in verskillende areas in die vistank. En ons het dit daar gelos. En na so 10-15 minute was daai kleur, daai hele vistank nie meer helder nie, dit was blou. En dit is wat gebeur wanneer ons 'n gebed is. Dit is wat gebeur wanneer ons 'n worship is. Daar is 'n infiltrasie van die supernatural in ons onmiddellike omgewing. Dankie pastor. Nou vanoggend wil ek 'n paar punte noem wat vir my belangrik is, wat uitstaan uit hierdie gedeelte uit. En die eerste punt is, wanneer ons bid, is dit die sleutel tot toegang tot die hemel. Bedoel nie, jy gaan hemel toe nie. Dit beteken, die hemel maak oop, Annie. Hemel maak oop. Gebed is die sleutel na die hemel toe. Jeremia 33 vers 3. Hy sê, so vra my, en ek sal vir jou van ongelooflike dinge vertel oor wat hier gaan gebeur, waarvan jy niks weet nie. Nou die Engelse vertaling sê, call to me. En die ander gedeelte wat hy daar sê is, he will give us great, unsearchable things. Nou wat vir my uitstaan van daardie vers is, is wanneer ons bid, is daar 'n openbaring wat begin plaasvind. Die Here begin dinge vir ons openbaar. Unsearchable things. Dinge wat jy nie op Google gaan sien of kry nie. Dinge wat net die hemel, wat die Here uit die hemel uit vir ons kan openbaar en vir ons gee. En dit is die toegang wat ons het in gebed. Wanneer ons bid, openbaar die Here vir ons goeders in jou eie lewe, vir jou gesin, jou kinders, vir die gemeente, vir die kerk, vir die dorp. Dit is wat die sleutel is tot die hemel toe. Nie net is gebed kommunikasie nie. Dit is 'n sleutel wat ons het om dinge, unsearchable things, oop te sluit in die hemel. Wat dit nog doen is, dit ontsluit die teenwoordigheid van God. Dit stel die seëning van die Here vry. Dit bring openbaring en krag. Die belangrike ding van gebed is, dit bring ons harte in lyn met God se woord. It aligns our hearts with the will of God. Daar's 'n inlyn proses wat plaasvind. En ek dink dis een van ons diepste hartwense nou. Is wanneer ons begeertes het, wanneer daar dinge in ons harte is wat ons na die Here toe kom, is dat daardie dinge geopenbaar word en vir ons gegee word. Psalm 37 vers 4. Hy sê, wees bly in die Here en hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee. Almal van ons het hartbegeertes. Almal van ons het drome wat ons na streef, wat regtig 'n wens is. Maar wanneer ons harte in lyn bring met God se wil, dan is daardie hartbegeertes is die begeertes om God se wil te kan doen. En hoor mooi, dit is wat God se hart is, om daardie goed wat ons begeer. Weet jy wel, daar's oumas, daar's mammas, daar's pappas, wat intree en bid vir hulle kinders en hulle kleinkinders.
Dis 'n hartsbegeerte dat daai kinders nie eendag verlore moet gaan, dat hulle iewers 'n ontmoeting het met die Here. Dis 'n hartsbegeerte en dis 'n gebed wat in lyn kom met God se wil. En die woord sê dat hy dit vir ons sal gee, ons hartsbegeertes. Maar dit stop nie net daar nie. Die Here is van so 'n aard dat selfs ons persoonlike hartbegeertes sal hy aan ons wil gee. En daarheen het alweer. Prys die Here. Dit het presies in Rustenburg gebeur. Maar in elk geval, dit is ons hartsbegeertes, is om in lyn te kom met God se wil. Nou ek wil net so vinnig 'n golden nugget met julle los, iets wat julle moet onthou. Hulle sê prayer is not just getting what we want, but transforming us to want what God wants. Dis wat gebed is nie net wat ons wil hê nie, maar ons harte te verander, sodat ons dit wil hê wat God ook wil hê. Sy wil. Nou wanneer ons hart in lyn is met God se wil, dan bring dit ons in 'n vennootskap met God. En ek het so 'n paar maande terug gebid oor vennootskap met God, wanneer ons in die wil van die Here dit opereer. Nou wat gebeur as ons hart in lyn is met God se wil? En dit moet ons mooi hoor nou. Wat gebeur wanneer ons harte in lyn is met God se woord? Is wanneer die Here vir jou sê, wag, dis nog nie tyd nie, dat jy vrede sal hê en wag. En nie vooruit wil begin dinge doen nie. Dit sal wees dat ons duidelikheid sal hê vir die besluite wat ons neem oor ons daaglikse lewe. En dan ook, dit gee ons meer autoriteit in ons geloof wanneer ons bid. En ek dink dit is iets wat vir ons as Christene moet uitstaan, is wanneer ons in agreement is met God se wil, gaan die hemele oopmaak soos vanoggend en dit gaan reën. Die seën van God gaan in jou lewe reën. 'n Baie mooi voorbeeld wat ons het is as ons kyk na die storie van Elia. In 1 Konings 18 vers 36 was daar die verhaal van Elia wat die Baal profete uitgedaag het. Weet jy van julle ken seker daai verhaal, die wat hom nie ken nie, steek uit julle hande, en dan gaan jy die verhaal vertel. Okay, daar is so 6, 7, 8, 9 hande. Okay. Die verhaal van Baal was Elia die mense van die profete van Baal uitgedaag. En gesê, bring al julle profete, kom julle almal, ons maak hierdie 4 altars. En dan gaan ons tot ons God bid. En dan gaan ons kyk wat se God is die regte ware God om aanbid te word. Die een wie se altaar hy brand gaan slaan. En al die profete, die Baal profete, hulle het eers hulle kans gehad, hulle het gebid, hulle het geskree. Hy het hulle tot aangepor, sê, go boys, go boys, go, nog 'n bietjie harder. Hy het aangepor en niks het gebeur nie. En toe sy beurt is, het hy nog laat hulle kom, laat hulle sommer 'n emmer water vat en oor die 4 kom so met maar die altaar gegooi en gooi tot dit papnat is. En toe hy bid, toe kom daar 'n straal uit die hemel uit en hy steek alles in die brand. Dis die autoriteit wat ons het, waar die hemele antwoord gee op ons gebed. Net so kan ons ook dinge in ons lewens verander, situasies verander, deur net in geloof te staan en weet wat se autoriteit ons het. Dis tog wat ons bid as die Here vir ons gesê het, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom soos in die hemel, net so ook op aarde. Autoriteit wat ons het om dinge te spreek wat in die hemel is, om te manifesteer op aarde. Gebed kan baie situasies verander, maar die belangrike deel is, dit gaan jou eerste verander, voordat dit die situasie gaan verander. En wanneer dit belangrik is vir ons nou, wanneer 'n ding verander, wanneer ons in hierdie situasie verander, is dit bou ons, dit gee ons 'n leefstyl van gebed. Dit leer ons hoe om gereeld te bid. Ek eer pastoor Dawie en Linus vir die
vir die reg wat hulle het om oggende vroeg hier te stop en elke liewe oggend te kom bid. Elke liewe oggend. Die afgelope 2 jaar nou al seker, né? 2 maande. O, 2,5. Great. Afgelope 2,5 jaar, elke liewe oggend 6 uur by die kerk bid. Dit gee ons 'n leefstyl van gebed. Ek hou nie af van om so vroeg op te staan. Ek sal in my bed lê en die Here hou my wakker vir ure in my bed. Elkeen van ons het 'n manier van hoe ons bid. Maar die belangrikheid van dit is dat dit skep 'n leefstyl. Jy kan nie sonder dit klaarkom nie. Jy moet. En wat ook belangrik is van dit, dat dit veroorsaak dat ons nie net bid wanneer ons in moeilikheid is of wanneer daar probleme is nie. Ons bid konstant. Ons gee ere aan die Here, ons dank hom vir alles. Dit is belangrik vir ons om te weet how to pray. Nou punt 2 is aanbidding, worship skep 'n atmosfeer van oorwinning. Dit skep 'n atmosfeer van oorwinning wanneer ons in 'n aanbidding kom, wanneer ons in worship is. En wanneer ons hier sit, of ons as gemeente, as kerk, en dit is amazing as die band jou so kan lei in dit in. Maar om af te sny van dit wat gesing word, dit wat hulle sê, en te fokus op jou eie worship. Dit wat jy spreek. Onthou elke slag as ons sing ons 'n lied. Dis 'n verklaring wat jy as mens maak in al ons musiek. Dis 'n verklaring, dis nie net hulle wat mooi sing en ons volg nie. Dis jy as individu wat 'n verklaring maak oor dit wat ons spreek terwyl ons sing. Nou 2 Kronieke 20 vers 21 en 22. Hy sê nadat hy leiers van die volk geraadpleeg het die koning sangers aangestel om voor die leer uit te stap. Hulle het tot die eer van die Here gesing en hom geprys vir sy heerlike heiligheid. Loof die Here want sy troue liefde duur tot altyd, vir altyd. En dis wat ons vanoggend ook in die bidkamer ervaar het, dis die liefde van God. Die oomblik toe hulle begin sing en die Here prys, het hy veroorsaak dat die leers van Ammon, Moab en die Seerberge onder mekaar begin veg. Gaan dit nie awesome wees nie, né? Wanneer jy 'n klomp duiweltjies het wat jou probeer treiter. En jy kom in aanbidding en die goed begin mekaar attack. Hulle worries nie oor jou nie, hulle val mekaar aan. Hulle vernietig mekaar. En op die einde dag van die dag voel jy verlos. Want hulle sorteer mekaar uit. Nou die worship skuif die fokus van die probleem na die oplossing. Dit is wat ons in worship doen, wanneer ons fokus is op die Here en dit wat ons sing, dit wat ons verklaar, skuif het ons fokus weg van dit wat verkeerd was, na hom wat reg is. Nou worship verander die atmosfeer. Ons het so 'n klein speakertjie het ons in ons kombuis. En net ons sing, daar's worship musiek 24 uur wat speel in ons huis. En jy ervaar die verandering in die huis. Jy ervaar die atmosfeer in die huis as jy gedurende worship musiek speel. Ek lag baie keer vir mense, as ons mense beraad en hulle voel daar's dinge nie lekker in hulle huis nie, en mense kom bid en vra, ons moet kom bid vir hulle by hulle huise. En dan staan daar 'n oop Bybel en 'n kers wat brand en 'n glas water. En dis die raad wat mense kry van mense af. Maak jou Bybel oop, steek 'n kers aan en sit water daarneer. Want dit verteenwoordig nou al die elemente wat ou moet gaan. Maar ek kan jou een ding sê, daar's geen krag in 'n oop Bybel nie. Jy as mens veroorsaak daai krag deur dit te spreek. Dit is waar krag in die woord kom. 'n Kers wat brand gaan jou help om die woord te lees, maar daar's niks power in 'n kers wat brand nie. Maar kan ek vir julle een ding sê wat werk, en probeer dit vandag. Gaan sit vir jou musiek aan in jou huis, worship musiek. Kyk hoe verander die atmosfeer in jou huis. Van duisternis kan dit nie vat nie. Ons het musiek hier by die kerk wat speel, 24 uur. Kom doen jouself 'n guns, enige tyd deur die dag, kom sit net hier so in die teenwoordigheid van die musiek. En ervaar wat jy ervaar in hierdie gebou.
Dit is wat worship doen, dit verander die atmosfeer. Ek het myself vooruit gehardloop. Worship is nie net 'n lied wat ons sing nie, dit is 'n verklaring wat ons maak aan die Vader. Nou, die Engels sê, I surrender all. En ons 'n liedjie wat ons sing, dat we surrender all. En daar's 'n diepheid in daardie lied om te kan surrender. Nou, wanneer ons worship, die surrender deel kom, wanneer die musiek ophou, en ek beweeg in daardie gedeelte in, waar ek alles in my lewe surrender. That is where worship starts. 'n lied wat ons sing, kan die worship uitlig, dit kan die woorde wat ons sing highlight, maar die surrender deel is die bewys van jou diepe worship, waar jy daar kom waar jy jouself oorgee. Hierdie Engelse statement sê, worship begins when the song ends and the surrender begins. Punt 3. Wanneer ons gebed en aanbidding by mekaar kom, gebeur die deurbraak. Wat ons anders sê, when prayer and worship unites, the breakthrough follows. Klink dit baie mooier in Engels, né? Dit is presies wat gebeur het met Paulus en Silas terwyl hulle in worship en aanbidding was. Die deurbraak het gekom. Kettinge het geval. En weet julle wat het uitgestaan? Die tronkdeure wat gestuit is, want daar was spesifiek opdrag gegee, is pas hierdie mense goed op. Daai tronkdeur het oopgevlieg. Kettinge het afgekom. Die belangrikste deel van alles is, uit hierdie hele storie uit, is dat mense tot redding gekom het. En dit is wat gebeur, wanneer pray and worship unites. Dit bring verlossing. Mense kom tot redding. En dit wat daar gebeur het. Glo vir my, daardie ander gevangenes wat daar was, hulle mense dit dalk in die Bybel, hulle sê niks daarvan nie. Maar die feit dat daar vir hulle kettinge losgeval het, sê vir my ook, vir hulle self was daar deurbraak gewees. Want dit wat gebeur met ons fisiese menswees, is kettinge word afgebreek, ons word vrygemaak. Die supernatural het gebeur toe daar 'n kombinasie was van prayer and worship. En dit belangrik is dat die hemel het gereageer op dit wat Paulus en Silas gesing het. Nog 'n belangrike nugget wat ek vanoggend vir julle wil deel is. Prayer targets the heaven. Worship draw heavens to earth. Wanneer ons bid ons tot hemel, maar die worship deel bring hemel aarde toe. Die manifestasie daarvan. Met ander woorde, prayer reaches up and worship invites down. En dis die manifestasie wat plaasvind, wanneer daar 'n unite is tussen prayer en worship. Punt 4, en ek draai nou om die lughawe, ek gaan amper land. Punt 4 is bid en aanbidding in alle omstandighede. Pray and worship in all circumstances. Habakuk 3 vers 17 en 18. En ek dink, ek het nou daaroor gesels, vers 17 sê, selfs al sal die vye boom nie bot nie, en die wingerd sonder druiwe staan, al het die olyfoes misluk, en lewer die landerye niks op nie, al vergaan die klein vee in die veld, en is die beeskrale leeg. Vers 18 sê, tog, ten spyte van alles, sal ek my verbly in die Here. Ek sal juig oor wat God my verlos. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Ek sal myself verbly in die Here. Ek dink dis 'n bold statement om te maak. En ek weet dat ons het baie boere in ons gemeenskap. En ek sit myself nie, ek kan myself net indink vir 'n boer wat 'n misoes gehad het, wat al sy goed wat hy mee gewerk het, verloor het. En om steeds te kan opstaan en sê, al gebeur dit, sal ek myself nog steeds verbly in die Here. Dit is 'n sterk statement om te maak. Dit gaan baie keer moeilik. Weet jy wat, ek het al sien, ons werk met baie mense. Wanneer dit swaar gaan, begin mense na die Here toe kom. Daar's 'n uitroep na die Here, want dit gaan swaar.
Maar die oomblik van dit begin goed gaan, dan begin die mense hulle distansieer van God af. Vir my is dit baie keer moeiliker vir 'n persoon wat alles het, om homself te kan verbly in die Here, as 'n ou wat niks het nie. Want dit gaan goed. Hy het nie rede om die Here te aanbid en op vir sy aangesig te val en te vra en te bid nie. Maar is juis in daardie tyd wat ons dit moet doen. Die Here alle eer gee vir die omstandighede wat ek in is, want hy sal my help. Ek dink dit gaan baie keer nie meer oor hoe ek voel nie. Wanneer ons in aanbidding is, en wanneer ons in aanbidding is, en ek dink dit is belangrik vir ons as kerk om dit te weet. Dit gaan nie oor hoe ek voel nie, dit gaan oor my verbintenis wat ek het met God die Vader. En met die ontmoeting wat ek het met die Heilige Gees, om dinge in my lewe te kan laat manifesteer. En ek dink dis belangrik wat ons in worship doen by die kerk, is wanneer ons aanbidding doen. En ek wil hê dit wat ons moet leer, volgende week as ons weer by mekaar kom, doen dit. Gee jouself oor in gebed en in worship, wanneer daar geworship word. Gee jouself totaal en al oor, laat toe dat die Here begin dinge doen in jou lewe. Want dis op die regte plek waar jy jou goed op die altaar plaas. Want dit is waar ons nou nog gesê het, where heaven unites with earth, is daar in worship. Die belangrike ding wat ons moet weet, en nou gaan ek nou afdaal ondertoe. Die belangrikheid wat ons moet weet, wanneer ons in 'n aanbidding is, hier in 'n gemeente, 'n gesamentlike aanbidding, is wanneer jy in aanbidding is, jou hart word die altaar van worship. Romeine 12 vers 1 sê, nou wil ek vir julle baie ernstige vrae vra. Broers en susters, as julle dink aan alles wat God in sy barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julself aan hom as 'n lewendige, heilige offer. Dis die soort offer waarvan hy hou, wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Nou, kyk nou mooi wat ek nou gaan by mekaar bring hierso. In die Ou Testament was daar 'n altaar gemaak, hulle altaar gehad in die tabernakel. En dit is 'n ontmoeting, daai altaar is 'n ontmoeting waar hemel en aarde by mekaar gekom het. En vandag se altaar is nie meer van klip en brons gemaak nie, dis ons harte. Nou hoor gou hierso wat hulle sê in Johannes 4 vers 23. Hy sê, daar kom egter 'n tyd en dit het reeds aangebreek, wanneer die regte aanbidders die Vader vanuit 'n hegte verhouding met gees en 'n waarheid sal aanbid, want die Vader verkies die mense wat hom so aanbid. Vers 24 sê, God is gees en die wat hom aanbid, moet hom vanuit hegte verhouding met gees en in waarheid aanbid. En dit kan net vanuit die hart uitkom. True worship kom van hier af. En ons harte is die altaar where heaven meets earth. Hoor gou hierdie belangrike deel. Levitikus 6 vers 12 en 13. En dit is nou daai tabernakel, daai altaar in die tabernakel. En dis 'n opdrag wat God gegee het. Hy sê, intussen moet julle altaarvuur bly brand. Nou, hy praat dan met die priesters wat werk in die tabernakel. Dit mag nie uitbrand nie. Die priester moet elke oggend hout op die vuur gooi en dit in die daaglikse brandoffer daarop sit. Hy moet dan die vet van die maaltydoffer bo op 'n daaglikse brandoffer verbrand. En dan vers 13 sê hy weer, onthou, die vuur op die altaar moet ten alle tye bly brand. Dit mag nooit uitbrand nie. Dit is dieselfde opdrag wat God vir my en vir jou gee as gelowiges. Die altaar van ons harte mag nooit ophou brand nie. Dit moet aanhou brand. En ek weet ons as mens, jy kan ervaar, jy sal weet as daai offer of as jou altaar opgebrand het. As jy sukkel om te bid, as jy sukkel om in worship te gaan, moet jy weet daar's fout met die altaar.
Dat die priesters moes gedurig vuur op die altaar laat brand. En die altaar mag nooit doodgaan. Ek kan my net indink hoe lekker dit moes geruik het as daai skapie gebrand het. Daar's niks so lekkerder as 'n skaap reuk nie. Die bure in die omgewing as hulle braai, weet jy wat hulle braai. Daar's net 'n lekker reuk aan dit. Dit is 'n aroma. En ek glo dis dieselfde reuk wat ons uitgee van ons altaar af hemel toe as ons bid en aanbidding is met die Here. Dis ons verantwoordelikheid. Dis ons verantwoordelikheid om toe te sien dat hierdie altaar in ons harte aanhou brand. En al maniere hoe ons dit kan doen is in Hebreërs 13 vers 15. Hy sê, kom dan met Jesus Christus se hulp 'n voortdurende offer van lofprysing aan God. Voortdurende lofofferprysing aan God. Wat moet ons doen? Ons moet gedurig worship, gedurig in aanbidding kom tot die Hemelse Vader. Dis hoe ons hierdie altaar aan die gang hou. Dis hoe ons hout opsit elke liewe dag. Met ander woorde, praise and worship, want dit is die offer wat ons vir God bring. Ek wil die volgende deklarasie maak en ek sluit nou amper af met hierdie deklarasie. Die mense in die ligtoring het gesê ek moet nog 'n draai vat. Die aanloopbaan is nog besig. Volgende, hy sê, die deklarasie wat ek wil maak is, wanneer ons bid en aanbidding is, wanneer ons bid, ons as 'n gemeente, jy wat hier sit, wanneer ons bid en aanbidding is, verklaar ek dat kettinge in jou lewe uit gebreek gaan word. Ek verklaar dat deure in julle lewens oopgemaak gaan word. Ek verklaar dat die heerlikheid van God in elkeen van julle se huise sal manifesteer, omdat ons pray and worship. En nou wil ek land, en ek wil bid vir ons. Jy is bid vir ons wat hier sit dalk vanoggend. Dalk nog daai moeilike situasie in ons lewens het wat ons sukkel om te bid dalk. Sukkel om in worship te kom. Wil ek vanoggend 'n gebed bid, sê Here, help my om hierdie altaar van my hart weer aan die gang te kry en om weer aan die brand te kry vir U. Want as 'n opdrag wat God vir ons gegee het, moenie dat die altaar van jou hart doodgaan nie. Miskien is daar iemand hier wat in 'n situasie is, wat voel, ek kan nie. Vanoggend is dit jou geleentheid om daai ding weer aan die brand te kry. Kom ons maak ons oë toe. Daar's ook iemand wat hier sit vanoggend wat nog nie 'n keuse gemaak het in sy lewe om die Here aan te neem nie. Want dis die heel eerste keuse wat ons maak as mens, is om ons harte oop te maak en die Here te nooi om in ons lewens in te kom. Om daardie vuur in jou hart aan die brand te steek. En saam met dit is daar dalk mense wat toegelaat het deur omstandighede en situasies dat daai altaarvuur doodgegaan het. Wil ek hierdie volgende gebed bid en ek wil julle nooi om saam met my dit te bid. Hemelse Vader, ek kom vandag na U toe, net soos wat ek is. Here, ek glo dat Jesus Christus vir my sondes aan die kruis gesterf het. En dat hy in my plek sit, in my plek die hel beleef het. En dat hy opgestaan het. En dat hy aan die regterhand van God staan. Vader, vandag bely ek dit. En ek vra Here, ek maak U die Here van my lewe. In Jesus naam. Ek ontvang U bloed. Ek ontvang U vergifnis. In Jesus naam. Terwyl ons so in aanbidding is, dat ons ek net vir julle bid. Vader, dankie dat soos ons wat hier gesit en onsself oopgemaak het, die wat nog nie 'n keuse gemaak het om U deel te maak van sy lewe nie, het hulle vanoggend daardie deklarasie gemaak. Maar Vader, selfs ons wat hier sit, wat toegelaat het dat die vuur in ons harte doodgaan. Here, steek U dit aan vanoggend in die naam van Jesus. Here, U maak ons weer aan die brand vir U.
En Vader, help ons, lei ons om deur U te aanbid. Here, deur U aanbidding hierdie vuure van ons lewens aan die gang te hou, so that we can burn for You, Lord. En Here, die belangrikheid daarvan is dat wanneer ons aan die brand is vir U, dat ons mense rondom ons aan die brand sal steek. Want dit is waaroor dit gaan. Dit is waaroor die evangelie gaan van Jesus Christus. As daar enige iemand is wat daardie gebed vir die heel eerste keer gebid het, is daar iemand, steek net die hand op en sal ons kan seker maak. As daar iemand is wat dalk die gebed gebid het en nie sy hand wil opsteek nie, of jy voel jy wil graag 'n persoonlike gebed om jou hart aan die gang te kry en aan die brand te steek vir die Here, kom vorentoe, laat ons vir jou bid. Tollie is daar vir die mense wat besluit om die Here aan te neem. Maar ek wil julle uitnooi, gemeente, ek wil julle werklik uitnooi om jou hart aan die brand te steek vir die Here en om aan die brand te hou. Kom ons sluit af. Vader, dankie dat ons vanoggend hierdie woord kon bedien. Here, dankie soos ons huis toe gaan en waar ook al ons beweeg, dat ons sekerheid het in ons harte, sekerheid het in ons lewens. Here, dat ons kinders van U is. Maar so ook, Here, dat ons sekerheid het in ons harte, dat ons altaar aan die brand is vir U. Here, dat ons dit aan die brand sal hou vir U. En Vader, soos hierdie woord wat uitgegaan het, Here, dat as daar 1 of 2 stellings is wat ons kan vashou en glo en laat groei in ons lewens, Here, so laat dit wees. Maar Vader, dat ons ten volle vir U sal lewe. Met alles, Here. En dat ons U in waarheid sal aanbid. Want dit kom uit ons harte uit. Vader, dankie vir U beskerming oor elke persoon, elke gesin hierdie week. Here, dankie dat U genade oor almal is en U liefde strek wyd. En Vader, dat U almal sal beskerm, selfs die leerlinge wat terug gaan skool toe. Vader, hierdie week wat die skool begin, wees saam met elke van hulle, die laaste kwartaal wat 'n baie druk program is. Here, maak almal van ons harte rustig. Ons dink aan ons matrieks ook hierdie jaar, Vader. Dankie dat U hand oor hulle is en dat U hulle rustigheid gee, hulle gedagtes helder sal maak en dat hulle suksesvol sal wees in Jesus naam. Amen. Baie dankie julle en geseënde dag vir elkeen van julle en mag dit 'n goeie reënweek wees vir almal.